Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid. Goeienaand, u luister na Vryspraak, 'n program waarin ons nadink oor ons vryheidsstrewe in Orania. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en ons twee ateljeegaste vanaand is Karel van der Berg, die voorsitter van die Orania Kunsteraad Oker, en ook Kara Tomlinson, kultuurkoördineerder van die FHK kantoor hier op Orania. Vanaand wil ons 'n bietjie gesels oor kuns en kultuur en veral wat die mooie is of die skone of wat is pragtig, wat beleef mens. Engelse woord sou nou wees beauty, maar ons praat maar van skoonheid of ek gaan maar van mooi praat vanaand. Kara, baie welkom hier en ons is bly dat julle aan die gesels deelneem. Goeienaand aan al die luisteraars en baie dankie vir die geleentheid hier in die ateljee vanaand. Goeienaand Wikus en luisteraars, ja, dit klink vir my soos 'n lekker gesprek, miskien nie altyd die een wat uitdraai soos jy dink hy sou uitdraai nie, maar dit klink vir my so 'n interessante gesprek om te voer. Daar's baie menings oor wat mooi is. Ek begin maar hierdie eerste deel van die program om te sê daar is natuurlik baie sienings daaroor. Elke mens het seker 'n kuns of 'n mooi aanvoeling, sonder dat jy nou kan verwoord wat dit is. Jy weet wanneer vir jou iets mooi is of iets lelik is. En dit is oor verskillende kulture heen en oor baie eeue. So ons kan dit aanneem dat daar 'n waardering is of 'n erkenning is van wat mooi is. Maar die vraag wat ons nou vanaand wil hê, en ons gaan dit net nou spesifiek op Orania wil toepas, is kan ons iets meer kry as net dat dit 'n persoonlike saak is. Orania is in daardie sin nie anders nie as wat alle ander kulture is nie. Ons beleef dit ook. Hier's klomp mense wat verskillende sienings het, maar ons is ook 'n doeldorp. Ons wil iets spesifieks bereik. En nou is die vraag, hoe kry mens tussen hierdie twee uitgangspunte, ek gaan dit nou noem wat die twee kante is wat ons bietjie wil bespreek. Ek wil begin by die Engelse gesegde wat vir ons eintlik baie keer die verstekposisie is, want mense dink in die postmoderne tyd is dit die ding om te sê. Die Engelse aanhaling is beauty is in the eye of the beholder. Nou, dis die eerste keer in 1878 gesê deur die Engelse skrywer Margaret Hungerford. En dit het geweldig veld gewen om 'n baie moeilike konsep te verduidelik wat eintlik sê mooi of pragt of skoonheid is nie daar buite nie. Dit is nie vir almal dieselfde nie. So wat jy met jou siel beleef, of sy praat nou van jou oë, maar sy bedoel 'n baie persoonlike belewenis, dis eintlik maar wat mooi is. Dis die een kant van die pendulum, dat mooiheid 'n persoonlike saak is. Aan die ander kant, en dit ken mens nou maar ook deesdae baie, hoor mense dit, die klassieke siening, wat die Griekse filosofe gesê, daar's eintlik 3 goeders wat mens moet nou oplet, die ware, die goeie en die skone. Ek gaan nou nie baie daarop verder ingaan nie, maar ons weet dat dit ook in ag geneem word, met die stelling is, daar is iets soos 'n algemene mooi, wat eintlik vir meer as een mens net uit sy subjektiewe waarneming mooi is. In vryspraak wil ons altyd ook op 'n Christelike manier nadink oor goedes, en daarom wil ek wil ook die uitspraak van Calvin hier noem, waarvoor hy in 'n sekere sin bietjie beroemd geword het. Die reformatie oor die kuns het baie die negatiewe konnotasie gehad met die beelde stormloop. Ons gaan nou nie vanaand daaroor praat nie, maar dit het in kort daarop neergekom dat die oorgang vanuit die beelde aanbidding of die beelde in die kerkgeboue het met die reformatie daartoe gelei dat die bevolking baie keer sonder enige bewustheid oor kuns of kunswaardering of wat ook al die kerkgeboue ingestorm het, die beelde omgepluk het en verwoes het baie keer. Nou dit het natuurlik 'n goeie teenreaksie op klomp vlakke gehad. Ek noem dus doelbewus hierdie uitspraak van Calvin wat na my mening bietjie die ander kant verteenwoordig, nie net
die subjektiewe kant van beauty is in the eye of the beholder nie, of daar is 'n ware goeie en 'n skone soos die Grieke gesê het nie, maar hy het die uitspraak gemaak en gesê die skepping is die teater van God se skoonheid of glans of pragt. Nou ons as Afrikaners, omdat ons baie op natuurmense is, kan nou nogal daarmee ons kan nou nogal daarmee aanklank vind en sê ons verstaan die hele skepping het te maak daarmee dat mense, soos wat ons dit nou maar baie keer stel, nader aan die Here is. Maar wat Calvin nou hier doen is hy sê pragt of mooi of skoonheid is spesifieke eienskap van God. So dit is 'n aangrypende gedagte. Nee, so ek stel nou hierdie 3 stellings aan die een kant, dis 'n subjektiewe ding. Ek kyk daarna en as dit vir my mooi of lelik. Dan die Grieke wat sê nee, daar's 'n algemene ding en alle mense sal daarop kan inkom, maar dit is nog steeds 'n menslike ding. En dan kom Calvin en sê nee, God het geskep en God het wys vir jou iets van jouself, van homself. En wanneer jy dit raak sien, is dit vir jou mooi. En dit is 'n aangrypende gedagte. Nou Karel, ek wil by jou afskop. Ons is besig om 'n stad te bou. Ons het nou gisterand met die Amerikaners gepraat, waar jy was ook daar. En ek wil nou maar net noem, die een vraag is nog 'n oulike vraag wat die persoon gevra het vir die Amerikaners. Ek kan nou nie onthou vir watter een nie. Droom jy ook so groot soos ons? Ja. Want ons wil 'n stad bou en uiteindelik wil ons 'n onafhanklike staat hê. En die Amerikaner het nie die bal gevang nie. Dit was, ek weet nie of jy dit ook opgelet het nie, maar dit was my interessant dat hy gesê het, hy het nou ander goedetjies gesê, maar hy het nie gesê nee, ons gaan uiteindelik 'n staat stig nie. Nou met ander woorde, ons is nou by die dorp Orania, maar dit is 'n doeldorp. En een van die eerste haltes waarby ons kom, nie die eindpunt nie, maar eerste haltes waarby ons wil kom, ons wil 'n stad bou. En nou is my vraag, hoe belangrik is dit om 'n mooi stad te bou? Moet ons nie eerder sê hier is so baie werk, ons moet prakties dink, ons moet so gou as moontlik, soveel as moontlik huise bou. Ons kan nie nou tyd afstaan en geld afstaan om op die mooie te konsentreer nie. Mens moet dit nou maar so prakties mooi as moontlik maak, maar dit moet nie deel van die pakkie noodwendig wees. Jy kan maar later jou huis mooi maak as jy wil. Nou dit teen daai agtergrond vra ek nou, wat is jou siening daaroor? Moet ons 'n mooi stad hê? En moet ons dit van die begin af deel van die argitektuur, deel van die beplanning, deel van die finansiering, dat dit deel is van die hele saak. Is nie 'n ekstra vernissie wat jy aan die einde opplak nie. Wat is jou siening daaroor? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ja. Nee, ek dink dis 'n argument of dis 'n bespreking wat 'n mens diep moet voer. Ek dink nie dis 'n bespreking wat 'n mens moet begin by daar's 'n mooi gebou, daar's 'n lelike gebou, watter een van die twee moet ons hê nie. Ek dink dit is nogal belangrik om soos jy dit doen, 'n bietjie by die begin of 'n grondslag daarvoor te vind. En terwyl jy praat, probeer ek dink, wat is 'n moderne 'n manier waar ons 'n bietjie oor hierdie konsep kan dink van is dit bloot net subjektief, is dit bloot net universeel of waar sit dit? Nou, die wat my nou ken sal nou weet ek is 'n baie goeie draadsitter. Ek hou van balans. En so daarom dink ek dan so aan die analogie of van sjokolade. Ek mag dalk iemand vind wat glo sjokolade is sleg. Dit wil sê smaak sleg. Dalk mag ek. Maar soos meeste van ons weet, selfs die wat nie sjokolade mag eet nie, vir watter redes, sjokolade word universeel gereken as 'n lekker of 'n goeie ding. Daarmee neem dit nie weg dat party minder of meer daarvan hou nie. En daarmee neem dit nie weg dat dit 'n reuse ekonomie internasionaal is en selfs lande se ekonomie gedefinieer het met die ontdekking van Suid-Amerika en so voorts nie. Maar daar is waarde in beide stellings hier. Ek kan sê, ek hou nie van hierdie sjokolade of ek hou selfs glad nie van sjokolade nie. Maar daar is op 'n manier 'n universele erkenning van die waarde of ten minste die smaakwaarde van sjokolade. En daarin sien ek so bietjie iets van die hele idee van universiteit versus die individuele waarde van kuns. Dis nie of Dis nie of nie. Ja. Daar is nie regtig 'n of nie.
Die universele waarde lê tot 'n mate in die individuele waarde. Ja, so jy hoef nie te kies tussen die boom en die bos nie. Ons hoef nie te kies nie. Jy moet weet dat beide belangrik is. Ja, of jy hom nou eet of nie eet nie. Jy kan nog steeds 'n waardering vir hom hê. Ja. En dis nou maar waar jy sê oor die verskillende filosofiese idees daar rondom is dit dan veral Kant wat verwys na hierdie amper inherente, maar nie inherent tot die objek, maar die inherent tot die skoonheidwaarde wat daar in kuns is. Sonder om ekstern te wees, maar deel van die ervaring van die mens. Dis waar hy tot uiting kom. So goed, kom ons merk daai blokkie nou af. So met ander woorde dat ons sê, ons gee nie toe dat dit is net 'n persoonlike brilletjie wat jy opsit nie. Daar is iets buite ons belewing, individuele belewing, wat jou of meer as een van ons tot die oortuiging bring iets is mooi of nie mooi nie. Ek dink dit kan ons kan daaroor saamstem. En daarom gaan ek net 'n term ingooi. En dis dat ek nogal van die idee in Afrikaans hou van wonderskoon. Goed. Wat iets van daardie idee uitdruk van dis die skoonheid, maar dis nie net die persepsie van skoonheid of die persoonlike persepsie, daar's ook iets van die wonder, die verwondering. Die verwondering. O, goed. Maar dan waar ek dan nou juis aansluit by jou opmerking oor 'n kalfyn, is iets van daardie wonder van die skepping, van die Skepper en van wat hy sy plek wat hy ons hier in die skepping gee, is iets wat ons vind wanneer ons na daai skoonheid kyk. Is die verwondering oor hom, oor sy skepping, oor ons. Ja, maar dis 'n egte belewing, dis nie 'n naammaking. Dis nie soos in jy moet nou verwonderd wees nie. Nee, al moet jy wees. Ja. Nee, maar niemand kan jou maak. Maar dis soos die sonsondergang of die sonsopkoms. Presies. Daar's iets wat jou siel aangryp, daar's iets wat met jou spreek, wat jou tot verwondering bring. Dalk het jy nie die woorde om dit tot uiting te bring nie. Dit bring ons by 'n volgende punt van dat ons mekaar moet help om die mooie te verstaan nie. En dit sien ek spesifiek, ons kan later miskien daaroor praat, oor die taak of die roeping van die kunstenaar. En ek sien kunstenaars nou natuurlik as in 'n baie wye sin terug by die stadsbou. Ek dink die argitekte moet ook, of behoort ook, dis eintlik my vraag nog aan jou, behoort hulle vir ons mooi geboue te ontwerp? Ja, en so, ek wil dit nie verder vat, want een ding wat vir my belangrik is dat my persoonlike ervaring is gevolg van daai gryp van die beelde, die ervaring van kuns as 'n manipuleringsmetode van die Katolieke Kerk deur die hervormers. Is die gesprek, en miskien sal ons eendag verder daaroor spesifiek gesels, wat vandag nogal ernstig bestaan van propaganda teenoor kuns. Goed. En dis weer waarom wonderskoon vir my belangrik is. Goed. Want dis in nie propaganda lê daar niks wonderskoon nie. Daar's Daar 'n lê dwang. baie skoonheid, daar's 'n dwang. Dis eintlik 'n baie mooi manier. Ja, die kommunistiese kuns en daai tipe van goed. Ons moet natuurlik ook oppas in Oranje daarvoor dat ons nie ons kuns in daai trechter begin gooi. Dat daar amper 'n tipe van 'n voorskriftelikheid inkom. Ja. Oor wat is hierdie korset wat ons moet om hê. Ek hou dus vas aan jou sjokolade wat wonderskoon is. So kom ons, ek gaan nou weer terugkom na jou toe oor die stadsbou, maar kom ons gee vir Kara geleentheid. Kara, jy is nou gebore Oranier, jy verteenwoordig bietjie die jeug, al is dit nou met 'n dekade of wat vir ons. Hoe sou jy dit sien? Is hierdie gesprek op die radar by die jong mense? Gaan dit by hulle verby? Want ons neem nou aan, jong mense het natuurlik ook 'n mooi en 'n lelik ervaring. En ons het gedink daar's 'n verwonderingselement wat nou is die vraag hoe gaan die nuwe Oraniërs daarmee om? En ek praat nou spesifiek van is nou min mense wat hier gebore is wat amper ek kan sê Oranje hoekie kan opsit. Nie die mense wat Oranje besoek nie, die ken ons in 'n sekere sin, maar jou eie persoonlike ervaring oor die saak, hoe dink jy jong mense dit ervaar, jy het hier groot geword? Wil jy 'n mooi stad hê of hoe sien jy dit? Wikus, ek dink ek sal eers 'n kommentaar lewer op die mooi stad, wat ek definitief sal wil hê. Ek dink die mooi en die kuns en kultuur in 'n stad en die mooi wat jy sien in die afronding maak op die ou ende deel uit van jou identiteit. Jy
jy is immers nog op aarde. Dis nogal iets waaroor ek die laaste tyd baie dink en gesels is identiteit. Ja. En waar kry jy jou identiteit vandaan as jy op aarde is? Nou ek besef mense of ek probeer dit altyd verduidelik met mense twee identiteite en ek weet die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Maar jy het 'n identiteit in Christus, waarna jy eerste streef in jou lewe. En jy streef na jou identiteit in Christus is iets wat vir ewig is en wat gaan aanhou die dag So as met jy ander, in as die ek jou mooi hemel is. verstaan, as ek probeer in jou skoene klim, jy sê dis met ander woorde, God bestaan en hy wys hom vir wie hy wil. En wanneer jy dan dit agterkom, dan begin jy ook verstaan wie jy self is. Is dit Dit is reg, goed. ja. En, ook seker in die kollektiewe, ook seker in die groepkant, nie net individueel nie. ja, in 'n groep Goed, dan, maar goed. ook individueel. So in die groep, ek gaan dan eerder praat in 'n groep Goed. dan, maar dan is ons op aarde. Ja. Vir so lank as wat ons nog nie in die hemel is nie, is ons op aarde geplaas. En hoe vorm jy jou identiteit op aarde? Ja. Dit is dan eintlik die vraag, wat vat jy op aarde, wat jy sal sê, dit is waaraan ek my identiteit op aarde bou, my menslike karakter, dit is wie ek is. Maar jy sê dis meer as selfverstaan, dis ook selfverstaan. Dis hoe ek myself verstaan, maar as ek jou reg hoor, dis vir myself verstaan hoe God hom vir my gewys het, dan word voor sy aangesig verstaan ek wie ek is. Ja. En dan is daar 'n kollektiewe soek. Dis nie in jou woorde klink vir my daar's 'n soeke, daar's 'n ontdekking kant. So sny dit aan by wat Karel gesê het oor die verwondering, met ander woorde hoe meer jy verstaan wie jy is en wie jy wil wees of moet wees, as mens nou die woord wil gebruik, dat daar verwondering inkom. Ja, ek dink definitief so, hoe meer jy ontdek, hoe meer is daar waaroor jy wonder Ja. en wat jy verwonder. Maar ja, waarby ek dan wil uitkom is, solank as wat ons dan op hierdie aarde is, vorm ons 'n identiteit vir onsself, vir ons aardse bestaan. Goed. Natuurlik hou jy jou einddoel voor oë wat uiteindelik by God in die hemel is. Maar en dis waar 'n mooi stad vir my inkom. Dit voel vir my, dit is tog, God het vir jou gawes en talente gegee om mee te woeker op hierdie aarde. En daarom mag ons dit gebruik en ons mag dit geniet en ons moet dit uitbou en ook gebruik. So ek dink dit is mooi om dit in jou stad sigbaar te hê. Wat vir my op hierdie punt dan baie mooi is, ons gaan miskien op die laaste deel van die program daaroor praat, maar dit pas nou logies hierby. In Openbaring lees ons dat die konings van die aarde hulle geskenke en hulle eer voor die troon van die Here bring. En ek dink jy het in jou woorde nou beskryf dit wat ek nou verstaan, daar staan dat dit kultuur is. Met ander woorde dat daar, as ons dit nou plat ronduit moet sê, dat ons het op Orania, dis die strewe dat die kinders van die Here wat hier leef, met ons aardse identiteit, soos wat ons dit dan voor sy aangesig ontdek, ook maar kollektief saam met ons geskiedenis, dat ons dan ook daardie kultuur in 'n geheiligde manier voor die troon van God vir ewig sien. So die stadbou idee wat ons dus het, wat eintlik maar nie net die ordening van stene en goed is nie, maar mense is, want mense bou geboue, en dat daai identiteit van ons dan ook uitkom in hoe ons geboue bou. Is eenvoudige, as nou dalk amper 'n ligsinnige voorbeeld, maar dis dadelik opvallend hoeveel braai skoorstene in die nuwe huise is. 'n Eg boere ding, nie? Dat jy kry dit nie op ander plekke noodwendig nie. Maar die punt wat ek probeer maak, as ek jou reg hoor, wat jy probeer maak, hoop ek, as hoor ek reg, is dat daar 'n ewigheidswaarde is aan ons aardse dimensie met ons identiteitsontdekking, daai verwondering, want God is ewig en hy wys hom vir ons en hy laat daardeur ons onsself ontdek en in ons saamleef en in ons meeleef en in ons manier hoe ons dan 'n stad bou, probeer ons dan iets verwoord of iets simboliseer van daardie strewe waar ons. Kara, gaan bietjie verder naas die ontdekking van Christus, die identiteit in Christus, naas die
gesamentlike soeke het die strewe. Dink jy dit is net 'n herhaling van een geslag na 'n ander geslag so goeters toe, of het julle as jong mense of is 'n nuwe geslag of die geslag wat na ons kom, mag hulle nuwer goeters doen, ander goeters doen? Ek dink daar's beslis 'n verandering. Ja. En verandering is nie altyd sleg nie, dit is soms goed ook. Ek Wanneer dink- wanneer is verandering lelik en wanneer is verandering mooi? Dis nou die vraag, nee, want dit gaan oor wanneer is dit lelik? My persoonlike siening is soos lelik is wanneer dit totaal breek met wat God reeds vir jou gegee en gewys het. En mooi is 'n voortsetting van wat hy reeds gewys het, 'n voortbouing, maar wat nog nie volkome na vore getree is, soos 'n roosknop, nê. Met ander woorde, lelik is as hy afgesny word van sy stam af. Maar mooi is as dit wat nog daar in potentialiteit opgesluit lê na vore tree. Sou jy saamstem of het jy 'n ander siening daaroor? Ja, ek dink ek sal beslis saamstem met dit. Wat die jonger geslag aanbetref, en ek kan nou vir myself praat en dan kan ek nou maar so vertel in gebiede waar ek nou maar beweeg het en met ander jong mense gesels het. Ek dink tog daar is baie jong mense wat hier klaar skool gaan en uitbeweeg, het baie dinge wat in Marania gebeur het as vanselfsprekend aanvaar. Noem 'n paar voorbeelde. Ja, voorbeelde soos vir myself was dit volksfeeste Is en nou kultuurdae. voor jy universiteit toe gegaan het. Voor ek universiteit toe gegaan het, ja. jy het 'n bewustheid daarvan omdat dit gehou word. Jy Maar dis ervaar so dit nie- normaal dan. Dis normaal. Ja, Jy ervaar dit nie as iets wat net ons doen nie, want dit is vir jou so Die normaal, dorp jy doen dit. Ja. En dan as jy daar buite kom, dan praat jy met jou vriende baie keer wat jy nou nie ontmoet het, en jy noem so iets en dan kom jy agter maar hulle het nou geen idee waarvan jy Dink praat jy dis 'n nie. kultuurloosheid of dink jy dis 'n ander kultuur? Dalk bietjie van albei, maar ek dink geskiedenis Ja. is nogal iets wat agterweë gelaat word op baie gebiede. Ons kan En- miskien 'n later program net so terloops bietjie praat of daar so iets is soos 'n Suid-Afrikaanse kultuur. En of is dit eintlik maar net 'n inperking van klomp kulture sodat ons mekaar nie op mekaar se tone trap nie. Maar goed, dis 'n ander gesprek. Maar goed, jy daai ek neem aan dit was bietjie 'n kultuurskok vir jou gewees. Met ander woorde, jy kom Ja. nie op die universiteit aan, jy haal in Afrikaans asem as 'n Christen en hier kom jy agter daar's mense wat dit nie doen nie. Ja, of mense wat nie 'n bewustheid Bewustheid het van van dit nie, ja, kultuur goed, en goed. van hulle leef dit, maar die oomblik as jy daaroor praat, baie goed doen hulle dieselfde as jy, en as jy daaroor praat dan kom jy agter hulle het nog nooit oor die onderwerp gepraat nie. Of gedink nie. Hulle ja. sal byvoorbeeld net braai, maar hulle sal nooit daaraan gedink Ja. het dat braai iets uniek is aan die Afrikaner kultuur nie. Ek dink braai is mooi, jy weet. Ek dink dis lekker. Goed. Ja, maar ja, so dit is definitief iets wat ek kan uitlig, en dan ook nogal 'n soeke baie onder jong mense. Ek het nou die laaste tyd 'n paar keer gepraat, dan stel ek eintlik maar net die FHK so vlugtig in 'n praatjie bekend aan mense waar ek dan nou beweeg. En dan praat ek nou maar wat die FHK doen, dat ons kultuurnetwerke oor die land het en dat ons by elke kultuurnetwerk ons doel is om Afrikaner kultuur, erfenis en taal uit te bou en te bewaar. En dan praat ek ook van die ander been wat die FHK ook het, die genealogie, waar ons familienavorsing doen. En dit is nogal 'n beduidende getal jong mense wat graag wil meer weet waar kom hulle vandaan. Waar kom hulle vandaan? Baie stel verskriklik belang in die genealogie. En ek dink dit het dalk iets te doen met wat ons net gesê het van geskiedenis. Jy is nie meer so bewus Ja. van geskiedenis nie, omdat jy dit nie op skool so verleer nie. So dis vir jou lekker om dan weer te gaan grawe en te gaan soek. Ja, so ek dink dis definitief iets wat 'n mens moet uitbou in jou stad, want as jy iets sien, onthou jy dit. As jy iets sien, het jy dadelik 'n aanknopingspunt. Dis nou soos wat ek net oor die voorbeeld van braai gebruik Ja. het. Iemand het nog nooit daaroor gepraat nie. Ja. Maar as jy iets sien, dan ontlok dit iets by jou dat jy vra daaroor Ja. of verwys daarna. En ek dink tog as jy dit in 'n stad reg kry om dit mooi te maak, maar ook 'n boodskapie te verpak. En met dit bedoel ek pleinweg om soos die Paul Creer beeld wat nou Orania toe kom. Dis mooi, dis iets waarna jy kyk, maar dit vertel 'n storie. Dit is 'n
geskiedenis storie wat aangedra word. Miskien moet ek net vinnig nou hier noem, as ek het nou reg verstaan, ek het nou nie al die detail onder die knie nie, maar Urania het byvoorbeeld die geskrewe of ongeskrewe reël dat ons wil nie behoor as 3 verdiepings bou nie. Dan word ons gaan nie wolkekrabbers doen nie. Dis 'n stelling wat ons maak en ons sê 'n mooi stad is vir ons nie 'n hoë wolkekrabberstad nie. Die ander een is die een wat jy nou genoem het oor pleine, want dit is 'n gesprek in die dorp. Hoekom moet ons nou 'n plein oprig met 'n standbeeld of standbeelde? Moet ons nie eerder werk skep nie, moet ons nie eerder dit en dat en die volgende doen wat dalk meer praktiese waarde vir ons het nie. En een van die antwoorde is, ja, dit is waar, ons moet leef en ons moet eet en dit is waar, ons wil nie dit enigstens minder maak nie. Maar jou siel haal asem deur mooi goed te sien. In 'n stad met pleine, ek dink ook water, byvoorbeeld ons veral omdat ons hier in die Karoo leef, om dit te beklemtoon die waarde van water. Ek bly nou net so 'n bietjie oor 'n jaar hier en my belewenis van water baie intenser geword, nê. Ek boer nie, maar ek het 'n ander belewenis van water begin kry, nê. En ek sou dit graag wil simboliseer sien in ons belewenis van die plein. Die derde ding is dat die publieke geboue, met ander woorde die openbare geboue, dit is nie noodwendig voorskrif vir individuele huise nie, want dit kan nie wees nie, moet kunswerke hê of publieke kuns het nie. En dit is 'n aparte gesprek oor wat moet publieke kuns wees, maar hier is 'n hele paar mooi kunswerke alreeds opgerig en dieselfde argument het al daarvoor gegeld van toe ons daai gebou het x aantal R1000 uit die bouontwikkelingskoste gegaan vir daai kunswerk. En wat mooi is vir my aan Urania, in uiters moeilike omstandighede, pioniers sweet, is daai besluit gemaak. Ek dink nou byvoorbeeld aan daai mooi een van die kindertjies wat fietsry. Daar's nou klomp. Ek hoop daai word voortgesit, dat die publieke kuns werklik plek kry in die argitektuur, maar ook in die finansiële beplanning. Dit is vir my verskriklik belangrik, dat ons nie net dit op die kunstenaar, die beeldbouwer of die skrywer of die skilder se skouers plaas nie. Dit is 'n gemeenskapsding. Uiteindelik het ons verskillende gawes, almal kan nie kunstenaars wees nie. Maar die wat die gawe het om kuns te maak of kuns na vore te bring, moet ondersteun word deur die wat kuns ontvang. Maar vanaand se gesprek gaan dan oor dat 'n dorp moet 'n mooi dorp wil hê. En dat dit nie enkelinge is wat sê, man, ek het nou hierdie kunstigheid of hogere kuns in my en ek wil dit nou sis en so hê nie. Wie dit uitvoer en wie dit maak en die een wie dit bestel of die opdrag gee en die een wat dit ontwerp en die ander een wat dit neersit en die ander een wat dit waardeer, moet alles deel van die pakkie wees. En dit moet by ons, ek dink dis iets niets by ons, dat ons het 'n sin vir mooie, maar die Afrikaner het nie 'n sin vir 'n mooi stad nie. Stede is nie vir ons mooi nie. Ons het 'n baie traumatiese ervaring met stede. En daarom moet ons, juis nie net omdat dit terapeuties en pastoraal vir ons goed sal wees nie, maar uit hierdie beginsel lewe, dat daar 'n mooiheid is wat van God se kant af kom, en as ons hier 'n stad bou, dan moet ons dit in die stad as stad ook na vore bring. En daarom die een wat die finansiering doen, en die een wat die begroting ontwerp, en die een wat die wat maak. Dit moet 'n al die gawes moet betrokke wees, om uiteindelik te sê, nee, 2%, ek sê nou maar so, in duim sê sommer 2% of x aantal persent van die begroting moet op publieke kuns gespandeer word in die oprigting van die gebou, of in die mooi maak van die stad. Dis nie 'n ekstra nie, dis soos riolering, of dis soos straatligte. Dit is nie iets wat by nabaat bykoms, dis nie 'n vernissie wat jy nou maar bysit wat dit so 'n bietjie glans gee nie. En as ons hierdie gesprek eintlik kan deurvoer, dat dit in die, ek wou nou nie hogere term praat van die raadsale nie, maar dit is maar wat dit is, in die sale waar die besluite geneem word nie, dat daai bewustheid moet leef. Uraniërs wil 'n mooi stad hê. Ons waardeer dit, en dit beteken per implikasie ook ons betaal vir dit.
Want dit is soos as ek sê, ek wil nie 'n gat in die pad hê nie. Dit kos geld om nie 'n gat in die pad te hê nie. Maar as my siel ook gevoed word, as ek ook weet dat daar 'n verbintenis is, die punt wat jy gemaak het tussen die aarde en die hemel, dan moet daar iets in my stad wees wat my gedurig daaraan herinner. Dat ek hier wil bly. Want kom ons sê dit nou maar reguit, die Afrikaner kultuur is 'n landelike, plattelands gevormde kultuur. Wat beteken ons bly in die stede, maar dis vir ons 'n noodsaaklike finansiële ewel. So gou as wat ons daar kan wegkom, kom ons daar uit weg. So ons moet 'n stad bou dat ons kinders hier wil bly, omdat dit vir hulle mooi is. En nie omdat hulle hier groot geword het, maar dan nie uit wil vlug nie, want daar's iets in hulle siel wat roep na 'n mooier plek toe verder. En dit beteken nie ons gaan die veld en die plaas minder waardeer nie. Dit beteken net ons gaan 'n nuwe ervaring bykry in ons geesteslewe. Dat ons sê, omdat die Here vir ons die skoonheid van sy aangesig wys in Christus en ons laat deel daaraan deur die Heilige Gees, wil ons ook in ons leefwêreld, in ons huise, in ons geboue, in ons paaie, in hoe ons dinge ontwerp en bou, daarin moet ons ook 'n skoonheid, 'n mooiheid in vasvang. Ek wil 'n bietjie praat, Karel, oor ons is nou by die volgende geslag, maar die oordrag of die aankweek van hierdie mooi kunsheid gevoel. So ek maak hom op 'n baie naïewe vlak, maar tussen iemand wat kunstig is en dit na vore kan bring. Nou 'n regte kunstenaar het dit nou maar net in sy siel, hy kan nie dit help nie, of sy kan nie dit help nie, hulle doen dit. En ons het aangeneem dat die mens algemeen 'n mooi aanvoeling vir goeders kan hê, maar dit kan ook afstomp. Nou, ek gaan 'n stelling maak en dan toets ek bietjie hoe jy daaroor voel, en Kara, jy kan daarna by ook inkom. Die skole, die laaste, en ek praat nou maar van die RSA staatskole, het kunsopleiding geweldig verwater. Sodat dit ek weet, toe ek nou baie dekades terug het ons van huisvleit en kunsvleit en sulke goed gepraat, maar dit was met knip en plak nie. Dit was nie 'n kunsaanvoeling klas nie. Dit was nie om iemand wat dalk 'n kunstenaar moes word kon opvang, of om dan mense te leer hoe om kunste te waardeer. Hoe sou jy daaroor voel? Dink jy die stelling is bietjie te wyd, of en hoe sou ons dit op Orania kon aanpak? My gevoel is dat ons moet baie meer doen om die skole by te staan, om 'n kunsonderwyser of onderwyseres hier te hê. Nie 'n gedeelde ene nie. Met ander woorde, nie iemand wat musiek en wiskunde gee nie, of dit en dat gee, maar wat werklik kuns so hoog ag soos wiskunde en wetenskap of taal of wat ook al. Ja, dis interessant. Ek wonder nogal presies oor waar die so klem moet lê. Want ek dink nogal wanneer ons oor kunsonderwys praat, dan dink ons baie keer aan die leer van die tegniese vermoë van die uitvoering van kuns. Wat ook belangrik is, maar ons praat hier nou oor iets anders. Maar ek dink nogal dat juist dan, as 'n mens daaroor praat, dan moet 'n mens gaan soek na die waarde van kuns. Dit is nou nogal vir my uiters belangrik, want die waarde van kuns is ook vir my die rede hoekom hy in die stad tuis hoort. Nie net tuis hoort nie, maar hoekom hy onontbeerlik is tot die stad. Wat is die waarde van kuns? En ons praat nie van monetêre waarde seker. Presies. Nie net monetêre waarde ook. Daar's belangrike monetêre waarde in hom ook, maar die waarde van kuns. En daar wil ek gou vir 'n oomblik aansluit by Kara se verduideliking van hoe mense, wanneer hulle hoor, daar's die moontlikheid van genealogie en van my geskiedenis, dan so graag by hom wil aansluit, wil gaan delf daarin. Sê jy vir 'n oomblik, en dit is verskriklik moeilik om te dink aan 'n ding wat jy reeds beleef het, asof hy nog nooit beleef is nie. Maar dink vir 'n oomblik terug na 'n tyd in jou lewe wat jy nog nie 'n mooi sonsondergang beleef het nie. Een van daai wat absoluut jou asem wegslaan. Hoe weet jy hoe proe heuning as jy nie heuning geproe het nie? Ja. Hoe weet jy hoe proe sjokolade as jy nie sjokolade geëet het nie? Maar kom ons vat die sonsondergang. Daai daai eerste een wat jy beleef het, plaas jou onomkeerbaar in 'n posisie van ervaring van die wonder en die ervaring dat ek kan nie sonder daai wonder wees nie. Ja, daai wonder is iets van my, dis iets van ons, maar dis meer as ek. God. Maar dis meer as ek. Dis iets van God. Ja, dis aangrypend, ja. Nou daai is vir my waar 'n baie groot deel van kuns se waarde lê.
Sodat die stad, met ander woorde, as ek jou reg verstaan op hierdie punt, die Afrikaner se kultuur is gaan na die natuur toe. Ons weet, ons sien iets van God daar. Ons is nie gewoond om dit in die stad te ervaar nie. Dit walg ons in 'n sekere sin. Dit is Egoli en Bobbejansberg en rook en roet en goud en geld. En ons kan nie asemhaal daar nie. Ja. Maar nou wil ons op Orania sê, terwyl ons hierdie waardering het, wil ons dit in die middestad inbring. Ja. Dis wat jy sê. Nou dit is 'n groot berg om te klim. Dis 'n baie groot berg om te klim. Maar ek dink ons moet dit ook nie as so onoorkombaar sien nie. Want ek dink dis as ek nou mag 'n mening uit is laat oor ons historiese stede, dan is een van die redes hoekom ons hulle nie mooi gebou het nie. En Bloemfontein het nogal mooi dele. Elke stad het sy mooi deel. Ja. Maar hoekom ons hulle mooi gebou het nie, is ons was nie van beplanning om hulle mooi te bou nie. Ons was nie van beplanning om ons waarde in hulle in te sit nie. Die Mongole het 'n wêreldryk bestuur vir ek weet nie hoeveel eeue nie, sonder om ooit 'n stad te bou. Hulle het uiteindelik 'n administratiewe hoofstad gebou, maar hulle het hulle tente buite die hoofstad gebly. Ja. Nou hierdie is ouens wat miljoene mense op daai stadium bestuur. En het in 'n sekere sin iets soortgelyk. Ons het iets soortgelyks gedoen. Ons het state gebou en stede by nabaat of administratiewe punte. Maar die punt is nou net, ons wil op Orania doelbewus, ons is 'n doeldorp, maar ons wil doelbewus 'n doelstad word, waar ons dus die mooie plek voorgee, en dat dit waardevol geag word. Ja. Dis met ander woorde 'n geestelike vir sielswaardeskatting, maar dit het uiteindelik ook monetêre waarde. Dit is nie net dis nie net iets wat net die siel raak nie. Die mens is liggaam, siel en gees, en ons bly as hierdie drieledigheid in ons stede. So ek dink, as ek net 'n mag dan vat en net so 'n bietjie vorentoe vat na die kunsonderwys toe. Ja. Om net te sê dat as ons in Orania kyk, dan het ons reeds begin om prakties daai kuns, daardie waarde in ons stad in te bou. Noem van die vroegste dae. Ja, goed. Die onlangse, ek weet nie of julle daai dammetjie ken wat by die rooi poort ontwikkeling Ja, met die kooi visse. Hy is nou mooi, hy is nou 'n mooi kooi. En dis 'n wonderlike plek. Ons loop met die honde soontoe. En dit is 'n waarde in ons dorp, in ons komende stad. En wat ek dink die taak is van kunsonderwys op skole is die leer van die waardeer, om te erken, om te kan sien dit wat die waarde is, saam met dan die leer van die uitvoering daarvan. Maar die punt is net, dit moet in die kurrikulum plek kry, en dit moet ook in 'n onderwysaanstelling, daar moet 'n pos wees vir dit, en dit beteken uiteindelik ook dat die gemeenskap en die ouer gemeenskap daai waardering wat hulle het vir die mooie ook laat uiting vind om te sê, maar ons gaan iemand aanstel om ons kinders dit te leer. Ek wil 'n bietjie verder praat oor die tema in die Bybel, tuin en stad, en ook miskien net nou ook dat Christus self die groot kunstenaar van God genoem word, nee. Karel, hoe sien jy die idee, jy was nou van die beginjare af hier, ons is in 'n sekere sin 'n bietjie, ek hoop nie ek lees dit verkeerd nie, maar ek dink ons is na 30 jaar klaar met die pioniersfase wat sy oppe en sy affe gehad het. Formeel, en miskien in 'n sin, is dit die onthulling van die kreerstandbeeld is dalk 'n formele merk om te sê, maar goed, hier word nou 'n stadsplein ingerig. Daar's nou baie sienings oor die kreerstandbeeld. Het gaan nou nie vandag daaroor nie, het gaan oor die inrigting van die plein, maar dit kan dalk 'n merker wees om te sê, goed, die eerste fase is afgehandel, ons betree nou die tweede fase. Daar op die Rooipad is daar iemand wat 'n huis bou. Hy is nog nie klaar gebou nie, maar wat vir my aangryp, ek het gister by hom gestop, toe sê ek het vir hom, die man het voordat hy sy huis se fondasie gegooi het, sy tuin gemaak. Nou dis vreemd. Nee, dis mooi vreemd. En hy staan so in die blomme nat maak met die tuinslang, en ek sê vir hom, maar jou huis kom aan, en hy sê die gewone Orania goed van vinnig en stadig bou. Maar hy sê, maar sy siel rus hier by die plante, en hy het net ander woorde gebruik, maar dit het my net weer eens oortuig, hier's 'n lewende bewustheid van mooi in Orania.
hoe was dit vroeër? Die pioniers het nie altyd tyd gehad om mooi tuine te maak nie. Ja, veral nie mooi te maak soos Suid-Afrika gewoond was aan mooi nie, kan ek nou sê. Ja, maar goed, maar dit het 'n arbeidskomponent by. Presies, dit is jy sommer 'n arbeidskomponent dit. En so van vroeg in Oranje was daar nog 'n bespreking oor die hele, maar wat is mooi regtig? Ja. Want ons moes onsself heeltyd in 'n sekere sin verdedig, want daar wil ek net gou 'n opmerking maak oor jou punt van pioniersfase en hoekom ek saam met jou stem dat iets van die pleinvorming en die standbeeld wat hierheen kom, 'n verteenwoordiging is van die einde van die pioniersfase, want 'n pioniersfase volgens my een van sy groot definisies is almal sit nog en kyk, gaan dit werk of gaan dit nie werk. Goed, en daai punt is afgedek. En daai punt is nou afgedek. Dit kan werk, dit gaan werk. Vraag nie. Oranje is nou 'n antwoord. Ja, die vraag is nou wil ek dit. Dis reg. Die vraag is nou wie gaan saam wil, waar gaan ons hoe gaan. Dis 'n belangrike punt om te noem. Dis 'n moment. Dis nogal iets om van bewus te wees. Ja. Dis op sigself iets van 'n wondermoment. Ja. Om na te staar en na te bedink. Ek het dit het my weer getref gisterand met hoe die Amerikaners eintlik daai punt ook weer gemaak het. En gesê het, julle sal so ver op die pad, ons kom kyk wat doen julle. Ons kom kyk wat doen julle. En ons en vir ons is dit dalk 'n nuwe belewenis om aan daai gewoon te raak. Weet jy, as maar ek onderbreek nou jou. Nee, is reg. Tuin en stad. So ek dink so ek dink daai stadium waar dit nog pioniersomgewing was die vraag ook heeltyd, maar wat moet ons toe tuin maak soos wat ons daar tuin gemaak het? Is dit al wat goed genoeg is? Moet ons hier ons eie en wat aard hier en alles en daai goed. En wat moet ons in ons nuwe omstandighede doen? Ja. Een ding wat ek dink bo alles staan is dat die ervaring van die natuur ook soos hy in jou tuin beleef word, soos wat hy in jou sypaadjie beleef. Was van die begin af deel van ons belewenis en van ons doelstellings. Al was die hande soms kort en min. Al was die hande kort, al het dit beteken dat die sypaadjies nie groen gras wat kort gesny is gehad. Goed. Kan jy deur van hier, en een van die plekke waar jy dit kan sien is my gunsteling natuurelement is bome. Gaan loop net 'n bietjie deur die dorp en vra jouself af oor bome wat in tuine op sypaadjies in plek staan. Pioniersbome, ja. Hoe oud is daai boom? Ja. Hoe oud is daai boom? Ja, goed. En dan sien jy die veelheid van bome wat ouer as 40 jaar oud is toe ons die dorp oorgeneem het, maar ook 'n groot hoeveelheid wat 20 jaar oud is, 15 jaar oud is. So ek dink daar's vir my 'n inherente waarde aan die tuin en die verwantskap wat dit met die natuur vir ons bring en natuurlik ook die verwantskap wat dit met ons geloof vir ons bring, dat God gee ons eerste die tuin om in te gaan vermenigvuldig, om in te gaan leer, om in te gaan lewe, om in te gaan skep. En dan doen ons dit met daardie verantwoordelikheid. So ek dink absoluut dat van die begin af, en ek dink dis nou een ding as ek nou mag maar sommer die geleentheid gebruik om dit te sê, is dat daar mag baie keer deesdae so argument ontstaan tussen landelik en stedelik en moet ons 'n stad bou of moet ons nie 'n stad bou nie. Vir my as pionier is dit 'n non-vraag. Want ek het Oranje toe gekom om 'n land, om 'n republiek vir my mense te bou. En daarom moet daar stede wees, omgewing. En hy gaan dorpe, stede, plase, hy moet al daai dinge hê, want dit is hoe 'n lewensomgewing van 'n mens kan nie net 'n veilige aftreedorp wees nie. Dis reg. So daar's vir my geen vraag oor waarheen hierdie dorp as eerste een, as beginpunt, moet groei. Hy moet 'n streeks invloed hê, hy moet 'n volume. Ons moet al aan Oranje 2 begin dink. Dis reg. Ons moet dank vergeet van die stad van Oranje, ons moet hom net bou. Maar ons moet hom waardig bou. Hy moet wonderwaarde hê. As ons 'n stad bou wat maar net weer ekonomiese waarde het, dan sal hy nie ons siel dra nie. Ons kinders gaan wegtrek, Daar's ook so 'n bietjie nou so met Sokrates en wat ook al wat nou oor die siel wil bedink, maar ons sien dit op 'n Christelike manier, Dis reg. Wat vir my mooi is in die Bybel is dat begin natuurlik met die tuin, maar die Hebreëse woord vir tuin, gan, is 'n omheinde tuin, En daai roep alreeds die stadsmuur op. Wat nou mooi is in Openbaringe, dan eindig dit nie 'n stad sonder 'n tuin nie, maar 'n stad met 'n tuin in die middel. Maar die poorte is natuurlik oop van die mure, daar's nie meer bedreiging nie. So dit is 'n mooi simboliek wat 'n mens kan bedink oor hoe tuin en stad bymekaar moet kom. Ons moenie sê tuin of stad nie. En dan moet ek herhaal maar weer, daar's ons kultuur plaas of 'n landelike kultuur
En ons verdra stede. Ons gaan moet lief word vir stede. Maar ook Dit nie is, kunsmatig nie. dit- né? ja, Want nee, ja. Ek dink nie ons moet ons mense probeer dwing om vir 'n problematiese plek geluk. Nee, dis hoekom ek sê lief word. sien- Jy kan nie liefde dwing nie, jy weet, dit moet 'n dit moet 'n geloofsielsbesluit wees, ja. Want tussen 'n tuin en 'n stad sien ek nogal eintlik nie 'n groot konflik nie. En dit is omdat ek die stad as 'n tuin sien. Ja. Vir my is die bou van die stad is om binne in die tuin te bou. Ja, dis die punt wat ek probeer maak en dis 'n aangrypende konsep, nê. Dat dit die tuin is Eden, dis paradys, dis met God wees. Maar stad is nie noodwendig net die rokerige steenkool, korrupsie. Dit kos natuurlik oor op hierdie punt net ook oor regspraak, nê, beveiliging. As klomp goeders wat hierby aankom wat sê mens moet uiteindelik daai mooiheid ook bewaak. Ek wil vir ons ten slotte 'n bietjie miskien lees oor dit wat in Spreuke staan. Ons weet Spreuke handel oor die wysheid van God en Paulus sê baie duidelik dat Jesus Christus is die wysheid van God. Ek lees so 'n paar verse. Ek gaan hier van vers 27 af lees. Toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo gevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die waters sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgestel het, nou hierdie woorde vers 30, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd, en hy het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustigings was in die mense kinders. Nou dit is vir my 'n aangrypende ding hier, natuurlik ten eerste om te besef dat Jesus Christus as die wysheid van God 'n kunstenaar genoem word. Ander dele in die Bybel werk natuurlik ook met die Heilige Gees wat die wysheid van God ook na vore bring in mense se lewens, maar hier word Christus spesifiek die kunstenaar genoem. En dan die tweede punt wat vir my aangrypend is dat dit aan die verlustiging van God, die genieting van God gebind word. Dis 'n bietjie anderster omdink, nê. Mooiheid maak jou bly. Daar's min kere dat jy iets moois sien en jy word swartgallig. Mooiheid bring vreugde. En nou wat hier staan is dat toe Christus saam met die Vader, of as die Woord saam met die Vader en die Gees geskep het, was hy die kunstenaar. En sy blydskap, sy vreugde, sy verlustiging was in die mensekinders gewees. En dis die punt waar ons eintlik aan die begin van die gesprek begin het. Ek dink Kara, jy het dit mooi gemaak, mooi gestel met die identiteit in Christus. Dat ons moet dus nie sê dis of kuns of geloof nie. Met ander woorde, ons kry dit ongelukkig 'n bietjie by partykeer is daar sekere lyne wat bietjie swartgallig is oor goeters. En dat sê as jy die Here wil dien, dan kan jy nie eintlik die vreugdes en die goed so mooi beleef nie. En kuns is op daai manier nie te ry met jou Christelike geloof nie. Ek wil so net op hierdie punt verwys na die Opperman se intree-rede. En hy het dit gepubliseer onder die titel Kuns is boos. En wat hy daarmee bedoel het, is dat kunstenaar altyd aangegryp word deur hierdie verbreeking van die skoonheid, en dat hy daarin iets gesê dat die kuns daartoe eintlik aangetrokke voel. En in 'n sekere sin is dit so dat die kontras tussen dit wat mooi is en dit wat lelik is en dit wat stikkend is en dit wat reg is deur die kuns aangespreek word, maar die oorspronklike, die bedoeling van God is dat hy kunstig omgegaan het en dat hy vreugde gevind het, nie net in die skepping van die mens nie, maar dat hy die skoonheid van God en die pragt van God vreugdevol gebind het aan die mens. En as dit ons vertrekpunt is, dan beteken dit nie ons kan maar kuns en geloof met mekaar verbind nie. Dit beteken ons behoort dit te doen. So met ander woorde, as ons Christus aanbid, wat ons sê ons doen as verlosser en as koning, een van sy titels is kunstenaar wat verlustiging in die mens het. En dis 'n wonderlike ding om te bedink. Stalk ons nou aan die einde van die program, maar dit is mooi om daaroor te dink, wat kan 'n mens nie alles oor hierdie punt
verder bedink as 'n gemeenskap nie, om te sê as ons daarop ingestel is om mooi te lewe en dat ons daarop ingestel is dat die mooi verbind is aan God en dit met mekaar mag deel, hoe lyk dit dan? En dan begin ons in die praktiese goedes praat, hoe lyk dit dan as ons dan dit met mekaar wil deel? Karel, 'n laaste woord van jou en Kara, voordat ons finaal afsluit. Kara, kom ons, jy was nou vir 'n rukkie, jy was nou nie van die lug af nie, maar jy kan jou slotwoord gee, of jou opsomming van vanaand se gesprek, of wil jy nog iets byvoeg? Ja, ek sal net daar wil byvoeg dat 'n mens kuns en kultuur moet waardeer as dit daar is, en dat 'n mens daarop moet voortbou en inbou in jou stad se mure en hoeke waar ook al jy bou. Dit is iets wat jy inbou wat vir die volgende geslag, as dit bewaar word, staande is en oor geslagte heen, wanneer jy die dag wegval en nie meer daar is nie, bewaar bly vir die volgende geslag. En ek dink deur kuns en kultuur vertel jy jou storie, en word daar dan ook 'n lyn van begin tot einde deurgetrek. Dis soos om die kasteel in die Kaap te besoek. Dis 'n kuns, dis vandag amper 'n kunststuk wat mens gaan besoek om die kasteel te sien, maar dit vertel die storie van ons voorouers wat gekom het. As hulle net in 'n tentedorp gebly het, was daai stukkie storie of geskiedenis dalk verlore. En ek dink oral waar jy mens beweeg in die land, sien jy 'n stukkie van ons storie wat vertel is. En ek dink ons het 'n fantastiese geleentheid om in Orania ook daai stukkie storie te kan vertel. En 'n nuwe storie. 'n nuwe storie. En die nuwe storie kan ons vaslê sodat die geslagte wat kom ook eendag hier kan deurreis en sien. In 2025 is hierdie stukkie storie gebou en vertel, en ja, hulle kan terugkyk daarop en ook onthou. So ja, ek sal dan die luisteraars ook met die gedagte wil laat dat daar definitief 'n ruimte en 'n plek vir kuns en kultuur is, en dis nie iets wat jy aan die kant moet bou of net 'n begroting vir dit op een punt van jou stad hê nie. Dit moet deel wees van jou lewe. Soos jou taal die deel is van jou lewe en jy jou uitdrukking gee deur jou taal te gebruik, so moet jy in jou boustyl moet jou kultuur en jou kuns of uitdrukking van kuns vasvang en uitbeeld. So ook in jou manier van strate uitlê, huise bou, geboue bou, wat ons nou gesê het, ons nie hoor as 3 verdiepings gaan nie. So ek dink dit alles saam vorm 'n prentjie en alles saam 'n storie wat ons dan bymekaar sit om ons te identifiseer, en dan ook oor te dra na die volgende geslag. Baie dankie. Karel, slotwoord van jou Ja, kant ek wil af. sommer daarso by Kara aansluit met die idee van wat is dit wat ons nalaat. As ons nou vir 'n oomblik die somber idee van 'n begrafnis bekyk, dan sê hulle altyd niemand wat dood sit ooit iets verkeerd gedoen as jy na hulle begrafnisrede kyk nie. Ons gaan soek altyd die goeie. Miskien is dit nou sommer met Oom Paul se monumente, dit is nou 'n goeie plek om miskien weer daardie aantal haal uit die geskiedenis wat goed is en bou daarop. Ja. Elke geslag se verantwoordelikheid. En daarmee dink ek dan as ons mag, as ek mag afsluit met die idee dat wat laat ons na vir hulle om na ons te bou as ons pioniers, ons wat nou hier is in ons grafte gesit word. Daai strukture, daardie plekke, die gesprekke wat ons gevoer het, dit wat ons op papier neergesit het, dit wat ons, alles wat ons geskep het. Ja, selfs ons drome wat nog nie waar gemaak is. Daai drome wat nog nie, waarvan hulle die punt kan sien, daar waarvan hulle in die huis gehoor het, en wat hulle nog gaan verwesenlik, of wat hulle kleinkinders dalk gaan verwesenlik. Want uiteindelik is daar die waarde wat ons oorgee aan die volgende geslag, hulle aan hulle geslag ensovoorts, is 'n waarde wat ons tot 'n republiek moet lei. Ja. En uiteindelik tot ons lewe uiteindelik by God in 'n nader manier as nou. Ja. Maar hierdie lewe wat ons Afrikaners lei, moet nader aan God gelei wees. Ja. En dit sal deur sy waarde gebeur. Goed. Dit sal deur sy praktiese toepassing gebeur. So ek wens net vir elke luisteraar dat julle sal wonderskoon rondom julle sien.
Nie net omdat God dit daar geskep het nie, maar omdat jy van hierdie dag af elke dag van daardie wonderskoon in sy skepping sal help skep. Baie dankie. Ja, ek wil afsluit met verwysing na die stad Petra. Ek was op 'n keer in Jordanië gewees en een van die min kere in my lewe wat ek nou sprakeloos verwonderd was toe ek dit gesien het, mens daal so af in 'n skeur en dan op 'n stadium kom jy so om 'n rots en as jy om daai rots kom dan sien jy hierdie stad wat onder die grond gebou is en dit het letterlik my asem weggeslaan omdat ek was nie bewus van so iets nie. En mag ons nageslag so verwonderd wees oor dit wat hulle en ons saam geloof droom en sien oor die skoonheid van God, wat God aan ons bewys het en beloof het wat nog moet kom, dat ons daai verwondering ook in ons mooi stad kan inbou. Baie dankie, ek dink dit was 'n heerlike gesprek. Ons hoop dat dit stimulerend is om nog verder te dink en te doen, en ons hoop dat die luisteraars ook saam met ons op hierdie mooi reis verder gaan vir 'n mooi stad. Dankie. Vryspraak, 'n potsending wat Christelike lewenswaarde koppel aan Afrikaner vryheid. In vennootskap met die Vryheidsstigting en die Begrond Instituut ondersoek ons hoe ware vryheid in ons persoonlike lewens en gemeenskappe gerealiseer kan word. Vryspraak, dis die klank van vryheid.